Hartlik welkom. Ons is besig met so 'n reeks in hierdie Pinkstertyd oor God die Heilige Gees. Vorige keer bietjie gepraat oor moenie die Heilige Gees bedroef nie, 'n opdrag in die skrif om ons te lei om aan te hou kies vir 'n mooi, gesonde, intieme, gelukkige, vredevolle verhouding met God die Heilige Gees. En dat ons nie moet enigiets toelaat in ons lewe wat die Gees gaan hartseer maak nie. En dit is sonde. Sonde bedroef die Heilige Gees. Daaroor het ons verlede keer bietjie gepraat. By hierdie geleentheid wil ons praat oor 'n ander belangrike opdrag. Moenie die Heilige Gees weerstaan nie. Ouer vertaling of ander vertaling sê, moenie die Heilige Gees se vlam uitblus nie. So, kom ons kyk bietjie wat beteken dit. Ek wil vir jou regtig aanmoedig dat jy die Gees van die Here moet toelaat om jou geestelik te vorm, om jou geestelik te verander, om in 'n nouer verhouding met die Heilige Gees te lewe. Ja, want hy het gekom om in jou te woon en by jou te wees. Hy wil met jou elke oomblik in die nouste verhouding lewe. En om hom beter te leer ken, wil ek jou aanmoedig om tyd te maak. Ja, om hierdie program te luister, maar om ook 'n boek te lees oor die Heilige Gees. Hier is 'n boek oor wanneer die Heilige Gees werk, wat jy by ons kan bestel, wat handel oor die Heilige Gees, se verduideliking oor wie hy is, wat sy werk is, sy vrug, sy gawes. Elkeen van hierdie gawes word afsonderlik in 'n hoofstuk bespreek. So jy is baie welkom om hierdie boek te kry en te bestel by ons. Hier is ook 'n dinnerweergawe met 30 dagstukkies in, wat net baie korter is en wat ook vir jou baie kan help en leiding gee. Daar's ook 'n Bybelstudieprogram rondom hierdie dun boekie wat vir jou kan help om te groei in 'n program wat vir jou al nader aan die Heilige Gees se verhouding dit meer intiem en persoonlik gaan maak, jou gaan help mee. Nou as jy dit wil bestel, ons het 'n telefoonnommer of vir enige ander kontak vir 'n gebedsversoek of as jy enigstens navraag het, as jy voel die Here lê dit op jou hart om 'n donasie te gee vir hierdie bediening. Dis alleen hoe hierdie bediening kan funksioneer. Ons bid en ons vertrou die Here en elke maand as ons moet oorbetaal, dan sien ons die Here het voorsien, maar dis omdat jy gehoorsaam is. So ons telefoonnommer hier is 079 195 1586. Jy is welkom om ons ook te kontak en te volg op sosiale media. Ons is op Instagram en op Facebook en ook op X. En al hierdie programme is beskikbaar ook op YouTube. Nou, iemand anders sê vir my, as hy ooit 'n program mis op 'n Sondagoggend of 'n Woensdagmiddag of is op ander platforms waar dit ook uitgesaai word, dan gaan hy YouTube toe. So, dis 'n wonderlike manier om ook die program aan te stuur vir mense oor see en vir ander plekke waar hulle nie TV-opvangs het nie. So ek wil jou aanmoedig, word deel van hierdie bediening. Hierdie bediening se hart is om mense te bereik met die woord van die Here en die evangelie, hulle op te lei en te leer en toe te rus en hulle te help om Christene te word, maar om ook as Christene te groei. En dis hoekom ons wil stil staan hier in die komende Pinkstertyd, wil ons fokus op wat leer die Bybel oor die Heilige Gees, want God het gesê, hy wil by ons wees, hy wil ons kom help. Ek dink aan daai hartseer oomblikke toe Jesus vir sy disippels gesê het, hy gaan weg. Hulle was so gewoond om saam met hom te lewe, hy het vir hulle gehelp, hy het leiding gegee, hy het met hulle gepraat, hy het goed vir hulle verduidelik wat hulle nie verstaan het nie. Hy het hulle gehelp om die regte keuses te maak. Hulle het saam met hom daar in die tuin gewees, daar by die meer, geluister na sy lering, gesien hoe hy mense help het, hoe duiwelbesetenis bevry word, hoe hy die vyandige fariseërs en skrifgeleerdes hanteer het. Hy was die hele tyd by hulle, en hy het vir hulle gehelp, en nou gaan hy weg. Nou sê Jesus vir hulle, hier kom 'n beter bedeling. My Gees gaan kom, en hy gaan in julle woon, en altyd by jou wees. Dis die bedeling waarin ek en jy lewe. Jesus het die hemel toe gevaar, hy sit aan die regterhand van God die Vader, maar
Jesus is nou ook hier by ons. Hy's in ons. As jy jou lewe vir die Heilige Gees oopgestel het, dan het hy die beheer kom neem, dan woon hy in jou. Dan wil hy deur jou praat en werk en jou toerus en gebruik in God se diens. Dan gaan hy God se plan met jou lewe deur jou kan uitvoer. Maar die Bybel waarsku dat dit nie vanselfsprekend is nie, want ons kan die Gees weerstaan. Ek wil vir jou lees net daar uit Johannes 14, die gedeelte waar Jesus sê dat hy met ons in 'n noue verhouding wil lewe en elke oomblik by ons wil wees en vir ons wil lei en dat ons hom nie moet weerstaan nie. Johannes 14 vers 16 sê, Jesus sê, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n voorspraak stuur, Parakletos stuur, om vir ewig by julle te wees. Naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. So Jesus sê, ek gaan weg. Dit gaan vir julle beter wees. Ek los julle nie soos weeskinders nie. Ek gaan terugkom. Ek gaan julle Vader wees. Ek gaan vir julle sorg. Ek gaan by julle wees. Ek gaan in julle wees deur my Heilige Gees. God drie enig wat oor ons is as Vader, wat by ons is, Immanuel wat die sondemuur wegvat, ook God Heilige Gees wat in ons is. Elke oomblik, oral waar ons gaan, en hy wil ons lei. Hy het 'n plan met elke dag, met elke een van ons se lewens. En daarom moet ons na hom luister. Moet ons op hom ingestel wees. Moet ons hom gehoorsaam. Moet ons onmiddellik doen wat hy sê. En ons moet hom nie weerstaan nie. Want dit is moontlik dat ons weerstand kan bied. Dis moontlik dat ons eie wil kan volg, ons eie kop kan volg en dat ons hom weerstaan. So hy wil met ons 24 uur van die dag, 7 dae in 'n week, 365 dae in 'n jaar. Hy wil elke oomblik wil hy by ons wees. En ons moet ons instel om onder sy beheer en leiding te lewe. Nou, ons het ook gesien dat die beeld ook gebruik word in die vertaling as die oproep kom, moenie die Heilige Gees weerstaan nie, kan ook vertaal word, moenie die Heilige Gees uitblus nie. Nou, dis die beeld wat hulle goed geken het. Ons ken dit nou nie meer so baie goed nie, want ons ken 'n skakelaar en 'n gloeilamp. Maar hulle het net een manier geken van 'n vlam wat lig gee. Soos mense wat met kersse lewe. Hulle weet hoe afhanklik hulle is van daardie vlammetjie vir lig. En daarom op Pinksterdag bid die disippels van die Here saam. Hulle wag soos hy hulle gevra het daar op die koms van die Heilige Gees wat nou in hulle gaan kom woon. En hier kom vuurvlamme uit die hemel. En hierdie vuurvlamme steek hulle lewe aan die brand met 'n nuwe liefde wat gloei en 'n lig wat uit hulle lewe uitstraal. Dit is God se plan met ons as sy kinders. Dis hoekom hy sy Gees gestuur het. Ons moet sy ligdraers in hierdie wêreld wees. Hy wil ons gebruik in sy diens. Maar die slegte nuus is, die duiwel wil dit keer. En hy wil met jou ou natuur saamwerk om vir jou te sê, moenie. Hy gaan weerstand gee. Moenie nou gaan. Hy wil die vlam van die Gees in ons uitblus. Jesus het by geleentheid dieselfde beeld gebruik toe hy gesê het, mens vat tog nie 'n lamp met 'n vlammetjie en sit 'n maatemmer oor dit nie. Want dan gaan hierdie maatemmer, hierdie vlam versmoor en dan gaan hy doodgaan. So ek en jy moenie iets doen teen die Heilige Gees nie. Ons moenie ongehoorsaam wees en hom weerstaan nie, want ons gaan sy vlam uitblus. So die vraag is eintlik positief. Is jy vervul met die Heilige Gees? Brand jou vlam helder vir die Here? Is jy 'n skynende lig? Draai jy die warmte, gloed van God se liefde uit?
En nou sê die Bybel, moenie iets doen om daai vlam enigstens te verswak of te doof of dalk uit te blus nie. Nou, ek sien in hierdie gedeelte wat ons lees van Stefanus, dat hy was die eerste een wat gesterf het vir sy geloof as Christen. En hoekom het hy gesterf? Omdat hy uitgesproke gehoorsaam aan die Heilige Gees hierdie weerstand teen die Gees aangespreek het. Hy het baie skerp en baie duidelik vir die skrifgeleerdes en die fariseërs wat vir Jesus doodgemaak het, teëgestaan en vir hulle gesê, julle het gedwaal. Julle het nie gedoen wat die Gees wou hê nie. Julle weerstaan die Heilige Gees so dat sy werk nie in julle deur geskied nie. Julle het vir Jesus doodgemaak. En julle dink dis God se wil. Dis nie wat die Heilige Gees gesê het om te doen nie. Dis wat die duiwel wou gehad het. In hierdie geveg tussen lig en duisternis het julle geluister na die duisternis en julle het die Gees gekeer. Julle het nie tot bekering gekom toe Jesus met julle gepraat het nie. Hy het hoeveel keer vir julle, toe hy bedien het, vir julle opgeroep om op te hou skyn heilig wees en tot bekering te kom. Hy het julle genooi om na hom toe te kom, maar julle het die Gees weerstaan. Julle wou dit nie hê nie. Nou, interessant dat daar ook ander plekke dat Jesus hierdie fariseërs en skrifgeleerdes gewaarsku het en gesê het, julle moenie aanhou om die Heilige Gees te weerstaan nie. Want daar kom 'n punt waar julle nie meer vergifnis sal kry nie. Wat is die sonde teen die Heilige Gees? Want Jesus sê, en as julle hierdie sonde gedoen het en gelaster het teen die Gees, sal julle sondes nooit vergewe word nie. Wat is dit? Dit is voor jou bekering, waar die Gees met jou begin praat, en jy hou aan, soos Paulus aanvanklik geskop het teen die prikkels, teen sy gewete, en wat God met hom praat, dan weier hy weerstaan die Gees, hy wil nie hê, die Gees moet in sy hart werk nie, die Gees wil vir hom oortuig, jy is besig om God se volgelinge teë te staan en gevange te neem, jy is teen God, hy wou dit nie hoor nie, hy het hom aanhou verhard en verset, maar dank die Here het 'n dag gekom dat hy voor Jesus neergeval het en sy lewe aan hom oorgegee het en erken het dat hy die Gees van God weerstaan het, maar nou het hy hom oorgegee aan die Heilige Gees. Nou wil hy net doen wat die Gees sê. En nou het die Gees kragtig deur hom gewerk en wondere gedoen deur hom. Daarom lees ons ook dat as Stefanus praat, dan praat hy met hierdie fariseërs wat Jesus al gewaarsku het en gesê het, julle verset julle so teen die Heilige Gees, dat julle nie wil toelaat dat hy in julle lewe kom nie, dat julle aanhou hom wegstoot, daar gaan 'n stadium kom dat hy hom gaan onttrek van julle, en dan is daar nie meer vergifnis, en dan gaan julle nie weer 'n kans kry nie. So moenie die Heilige Gees aanhou verwerp in julle lewe nie, want dan gaan julle die sonde teen die Heilige Gees pleeg, waarvoor dan nie meer vergifnis is nie, want hy het hom onttrek. Jy voel nie meer sleg nie. Jy sien nie meer in jou foute nie. Jy kom nie meer agter jy sondig nie. En nou plaat jou nie en jy gee nie meer om vir God nie. En uiteindelik is daar nie meer vir jou vergifnis en die ewige lewe nie. Maar goed, Stefanus is hier in 'n situasie waar hy preek en vir hierdie skrifgeleerdes verduidelik, julle dwaal. Julle verset julle teen die Heilige Gees. Julle moet ophou om die Heilige Gees te weerstaan. Luister wat sê hy, Handelinge 7 vers 51, spesifiek, julle hardkoppiges, dis wat hy hulle noem, julle hardkoppiges, julle is heidens in julle harte, julle is doof vir die woord van God, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, soos julle voorvaders gemaak het, maak julle ook. Was daar ooit 'n profeet wat nie deur julle voorvaders vervolg is nie? Hulle het God se boodskappers doodgemaak, wat lank tevore die koms van die regverdige aangekondig het. En nou het julle self die regverdige, Jesus, verraai en vermoor. Julle is die mense wat deur bemiddeling van engele die wet van God ontvang het, en tog het julle nie gehoorsaam nie. Toe die lede van die Joodse raad dit hoor, het hulle van woede op hulle
tande geknars, maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en geweet, God is met hom en geweet dat God van sy kant af deurgebreek het. Hy het God gesien en hy het vir Jesus gesien wat aan die regterhand van God staan. Kan jy sien hierdie mense wat blind is, wat doof is, die Joodse raad wat vir Jesus doodgemaak het, gedink het hulle doen wat reg is, hulle het gedink hulle doen wat God wil hê, hulle het nie besef hulle is in die duiwelse mag nie. Hulle was blind, hulle was doof en hulle sien nie die waarheid nie. Aan die ander kant sien ons, hier staan 'n man van God. Onder die Heilige Gees se beheer sien hy die hemele oopgaan. Sien hy hoe Jesus opstaan en na hom toe kom. Hierna gooi hulle met klippe dood en hy gaan in die heerlikheid van God in en hy bid, Vader vergeef hulle weet nie wat hulle doen nie. As hulle geweet het, as hulle oë oop was, as hulle nie doof was, as hulle nie verset het teen die Heilige Gees nie, sou hulle dit nooit gedoen het nie. Is jy oop vir die Heilige Gees? Het jy jou al aan hom oorgegee? Het jy al 'n verhouding met hom? En is jy besig om in 'n verhouding met hom te wandel 24/7? Is jy besig om hom te gehoorsaam elke oomblik? Of weerstaan jy die Gees? Is jy weer terug na jou ou natuur en doen wat ek wil en ek sal nie dit teen, ek is nie lus vir dat teen, ek is nie so tipe mens nie en ek kan nie dit en ek wou nie daarvan nie. Of is jy een wat die Gees van God gehoorsaam? Sy dadelik agterkom as hy vir jou bewus maak van iets en onmiddellik gehoorsaam. Nou, ek het vir jou ook genoem, ons het die vorige keer bietjie gepraat oor die hele situasie van Petrus, wat ook vir 'n tyd die Gees weerstaan het, toe God wou gehad het, hy moet gaan proklameer die deurbrake van die Gees hier onder die heidene. Toe hou hy hom skynheilig en hy hou hom eenkant en hy loop nie sy pad reguit nie en die reguit pad van die evangelie verlaat hy. Selfs so 'n man, geesvervuld, kan die Gees weer staan en nie luister en nie doen wat die Gees sê nie. Ek sien dat Paulus skrywe aan die gemeentelede in Efese. En dan sê hy vir hierdie gemeentelede, julle moenie die Heilige Gees weerstaan nie. En dan sê hy vir hulle spesifiek ook aan die Tessalonisense, skryf hy dieselfde boodskap. Hy sê vir hulle, julle moet weet dat julle nie die Heilige Gees moet weerstaan nie. Hoe het hulle die Heilige Gees weerstaan? Die Gees van die Here het op 'n nuwe manier begin werk. Sy gawes het begin funksioneer. Die gawe van profesie het begin funksioneer in die gewone lidmate se lewens. Hulle het begin profeteer. Wat is dit? Hulle het nie voorspellings gemaak nie. Dis nie waarsêery nie. 'n Profetiese woord is 'n woord uit God se hart wat die Heilige Gees in jou hart bring en vir iemand anders bedoel vir wie jy dit moet sê. En dis 'n woord soos wat die Bybel ook verduidelik. Wat is profesie? Dis 'n woord wat iemand geestelik bemoedig, wat vir hom versterk, wat vir hom opbou in sy geloof, wat hom bemoedig. So dis nie iets afbreekend nie, dis nie voorspelling van die dit en dat gaan. Daar kan waarskuwings wees, maar God sal nie verklaar die doodstyding oor jou bring of hierdie slegte ding of daai ding gaan met jou gebeur nie. Nee, 'n profetiese woord het in die gewone lidmate se harte opgekom en hulle het mekaar geestelik begin opbou. Hulle het vir mekaar geestelik versterk. En daar het 'n man daar gesit en iemand het vir hom iets gesê. Hy het opgestaan in die gemeente en hy het gesê, ek weet nie vir wie hierdie woord is nie, maar hier is 'n woord dat die Here sê hy's by jou en hy ken jou hart en dan verduidelik hy die situasie en hierdie man weet van niks nie, maar hierdie ou wat hier sit begin huil. Want die Gees van die Here is nou besig in sy hart. Dis die profetiese gawe. En dis wat gebeur het in Tessalonika gemeente. En toe die leier begin sê, nee. Dis nie die werk van die gewone lidmate om nou hierso mense te bedien nie. Julle moet kom luister. Die leier sal praat. Die een wat daar voor staan is die ene wat profeteer, nie julle nie. En toe kom Paulus en hy waarsku, hy sê, julle moet pas op, moenie nou die profetiese woorde wat God stuur, keer nie. Julle moet dit keur, toets dit.
Maak seker of dit van die Here af is. En of dit sommer uit jouself is, of jy sommer uit jouself iets sê, of iets wat jy self uitgedink het. Of is dit 'n gedagte wat God in jou hart kom lê het, wat spontaan in jou binneste opgekom het, en wat jy nou met iemand deel. Kan jy sien? Die Here wil in daardie gemeente deur sy Gees iets nuuts begin doen. Hy begin beweeg en hy vernuwe en hy verander lewens en hy gee nuwe gawes en daar kom nuwe groei, 'n nuwe opgewondenheid en nuwe seën in die gemeente. En nou keer hulle dit. Nou sê hulle nee. Ons kan nie dit toelaat nie, want hoe weet ons of dit reg is en ons stop dit nou liewer. Nee, sê Paulus, julle moet nie stop nie. Julle moet dit toets. As hierdie woord wat hierdie persoon sê, het ander se harte daarmee saamstem in die Gees en hulle harte dit bevestig en dit staan in die Bybel en dit is 'n waarheid uit God se woord, dan moet jy dit nie keer nie. Dit is die waarheid. Dit is wat God sê en daarom moet jy daarvoor buig en daarna luister. Is dit nie fantasties om te besef dat die Gees nuwe dinge doen, deur sy gawes vir ons gaan toerus met 'n woord van wysheid, 'n woord van kennis, met 'n profetiese woord, met 'n gawe van onderskeiding, met tale, met uitleg van tale, genesing, wonderwerke wat die Gees van die Here nou op 'n nuwe manier in sy kinders wil doen. En nou sê hy, moenie die Gees weerstaan nie, moenie hierdie vlam wat nou begin brand, God het 'n herlewingsvlam hier in die gemeente aangesteek, moenie dit nou blus nie, moenie dit keer nie. Laat die Gees voortgaan om hierdie wonderlike werk te doen. Hoe maklik kan ons die Gees begin ongehoorsaam wees as kinders van die Here? Ons weet dat Paulus skryf ook van Demas, hy sê, pas op vir Demas, onthou julle hom. Hy was vroeër saam met my en hy het saam gewerk en hy het die evangelie uitgedra, hy was een van ons goeie lidmate. Maar waar is hy nou? Hy het die Gees begin weerstaan, hy het net klein plekkie begin ongehoorsaam wees en gesê, nee, gaan nie nou nie. Nee, ek is nie nou lus nie. En so het dit al makliker geword om weerstand te bied teen die Gees. En nou is hy nie meer onder die Gees se leiding nie. Nou doen hy wat hy wil. Nou is hy op sy eie pad. Nou is hy weg in die wêreld. Nou het hy die teenswoordige wêreld lief gekry. En hy het vir die Gees van God weerstaan. Verstaan jy die oproep van die Bybel? Dat ons moet besef, ons het 'n Gees in ons, wat ons moet gehoorsaam, die Heilige Gees. Kom ek lees net vir jou 1 Tessalonisense 5 vers 19 en verder aan. Moenie die werking van die Heilige Gees teëstaan nie, of blus nie. Moenie profeseë geringskat nie, maar toets dit alles en behou wat goed is. En bly weg van alles wat sleg is. Maar God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak, en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar, dat julle onberisplik sal wees, wanneer ons Here Jesus weerkom. Ons moet weet, daar kom 'n dag, die Here ons voor hom gaan laat staan. En dan moet ons met vrede staan en sê, Here, ek het gedoen wat U wou. Ek was U Gees gehoorsaam, ek het U nie weerstaan nie, ek het gedoen presies wat U wil. Ek weet nie wat die Gees van die Here vir jou sê nie, maar my vraag is, weerstaan jy die Gees, of is jy gehoorsaam? Die Gees nie vir jou iets gesê oor jou huwelik nie, praat hy nie die afgelope tyd met jou oor jou huweliksmaat, waar jy begin selfsugtig geraak het, en liefdeloos geraak het, en woedend, en bitter, en onvergewensgesind. Wil die Here nie, jy moet iets gaan bely nie. Wat sê die Gees vir jou? Vergewe, spreek vry, begin opnuut om lief te hê, om jouself op te offer en te gee. Dis iets van jy vir 'n kind moet sê. Jy al ooit met jou kind oor die Here gepraat, die Gees van die Here lê dit op jou hart om met hierdie kind te praat. Maar jy weerstaan die Gees. Jy het elke keer verskonings. Luister jy na jou ou begeertes en jou ou gedagtes en jou eie belangrikheid en jou eie skaamheid of vrese of wat ook al. Jy luister na jou ou natuur en jy keer die Gees se werking wat hierdie kind se hart wil verander. Is jy gehoorsaam aan die Gees wat jou stuur om met iemand te praat, om uit te reik na iemand, om iets vir iemand te gee? Is jy vasgevang in geld? Sal jy doen wat die Here sê jy moet doen met jou geld? Het jy hom al gevra waar jy moet gee en hoe jy hom moet dien, ook met jou finansies? Het jy al vir die Here gesê, hier is ek, U kan my stuur waar U wil, U kan my gebruik soos U wil? Is jy oop, want die Heilige Gees het gekom om by ons te wees? Ons is nie weeskinders nie, ons is God se kinders, hy is by ons, sy Gees woon in ons, en nou gaan hy vir ons lei, hy gaan met ons praat, hy gaan vir ons stuur, hy gaan vir ons wys wat ons moet doen, vir wie ons moet help, hy gaan ons in die kerk betrokke maak.
Hy gaan vir jou lei en sê skakel in by daardie groep. Word deel van hierdie gebedsgroep, word deel van daardie Bybelstudie, word deel van hierdie kring. Skakel in en jy weet, jy weerstaan die Gees al vir 'n lang tyd. Jy wil nie doen wat God se plan is vir om jou geestelik te laat groei nie. Die Gees wil vir jou in detail versorg en lei elke dag. Ook as jy die TV aansit, as jy jou selfoon oopmaak, jou rekenaar aansit, wil hy vir jou lei. Luister na hom, wees sensitief. En as hy met jou praat, wees onmiddellik gehoorsaam. En as jy agterkom jy is ongehoorsaam en jy weerstaan die Gees en jy doen weer jou eie wil, jy doen wat jy lus is en wat jy wil, bely dit en erken dit voor die Here en maak betyds reg. En gee oor dat die Heilige Gees nou die beheer van jou lewe kan oorneem. Sal ons nie dit vir hom sê nie. Kom ons bid. Heilige Gees, vergewe ons dat ons U weerstaan en dat ons so koppig, so hardkoppig is, so dwars is, eie willig en eie sinnig. Vergewe ons dat ons nie doen wat U vir ons vra nie, dat ons aanhou uitstel. Maak ons nou gehoorsaam, want Heilige Gees, ons wy ons opnuut aan U toe. Kom vat U die beheer en lei ons en gebruik ons, stuur ons. Hier is ek het U lief bo alles, ek wil U alleen gehoorsaam. Kom, o Gees van God, ek wil U nie weerstaan nie. Ek wil U gehoorsaam. Stuur my. Ek sal doen en sê en gee soos U wil. Amen.